Of jy 'n oggendkoffie geniet of vir 'n rustige middagstappie gaan, welkom by episode 57 van In Alle Erns. Op Vrydag 21 Maart, Menseregtedag, het Julius Malema, leier van die EFF, dit goed gedink om op 'n verhoog te verskyn en weer eens die haatlike Kill the Boer dreunsang uit volle bors te sing. Op hierdie einste Menseregtedag is 'n boer naby Tabanshu in die Vrystaat vermoor. In 2023 breek AfriForum die nuus dat daar 'n plaasaanval op 'n egpaar van Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal was. Hulle is ernstig op hul plaas aangerand terwyl hul aanvallers "Kill the Boer, kill the farmer" geskree het. Die vroulike slagoffer is met 'n spies gesteek, maar albei het die aanval gelukkig oorleef. Danksy die plaaslike boeregemeenskap en burgerlike veiligheidsstrukture se vinnige reaksie is 6 verdagtes aangekeer. Iets anders het egter met die publikasie van hierdie gruwelstorie gepaard gegaan, wat my maag laat draai het, my bloed in my slape laat klop het en my eetlus weggejaag het. Ontkenning. Siek, walglike ontkenning. Vanaf mense wat hierdie arme slagoffers leenaars genoem het, nog voor die bloed op hul plaashuis se vloer eens droog was. Dieselfde verskynsel van plaasmoorde ontkenning het weer begin kop uitsteek die afgelope 2 maande sedert die Trump-administrasie weer eens aandag gevestig het op hierdie kwessie. Die soort gedrag spreek van 'n dieper kwessie, 'n morele kwessie, meer spesifiek, morele verval. Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad waar partymense glo dis aanvaarbaar en lofwaardig om die slagoffers doeteenvoudig leenaars te noem? Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad waaroor joernaliste grappies maak op sosiale media? Die algemene redakteur van Daily Maverick, Richard Poplak, het byvoorbeeld in 2023 op sosiale media spottend gevra: "Watter wyn gaan beste saam met wit volksmoord?" Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad waar diegene wat bewusmaking doen, beledig, bespot en belaster word? Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad waar kranksinnige vlakke van bewyse geëis word? Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad wat deur politici aangemoedig en verromantiseer word deur dreunsange soos Kill the Boer? Hoekom is plaasmoorde die enigste geweldmisdaad waar party se onmiddellike reaksie is om haastig diegene wat omgee oor die kwessie te probeer stilmaak deur Suid-Afrika se algemene moordstatistieke aan te haal soos 'n mantra? Niemand herinner aktiviste teen renosterstropery dat uit die totale hoeveelheid diere wat sterf elke jaar, renosters net 'n piepklein persentasie is nie. Niemand sal 'n persoon wat diep omgee oor geslagsgeweld in die oë kyk en sê hulle saak is ongeldig omdat die oorgrootste meerderheid van moordslagoffers mans is nie. Hierdie is egter die tipe onregverdige reaksies wat aktiviste teen plaasmoorde konstant moet hoor. Plaasmoorde is ook die enigste geweldmisdaad van 'n unieke aard wat die regering weier om onder nasionale prioriteitsmisdade te klassifiseer. Hierdie is misdade wat 'n gespesialiseerde teenreaksie kry, soos uiteengesit deur die polisiewet. Renosterstropery, bendegeweld en geslagsgeweld is voorbeelde van prioriteitsmisdade. Laastens, plaasmoorde is die enigste geweldmisdaad wat openlik deur die president van Suid-Afrika ontken word. In 2018 het president Ramaphosa op 'n internasionale verhoog gesê, en hier sy direkte aanhaling: "There are no murdering of white farmers in South Africa." Einde van aanhaling. Hierdie blaatante leuen is nog nooit teruggetrek nie. Verbeel jou, 'n Suid-Afrikaanse president verklaar aan die wêreld dat daar geen geslagsgeweld of politieke sluipmoorde in sy land plaasvind nie. Sou hulle daarmee wegkom sonder gevolge? Al logiese verduideliking vir al die bogenoemde vrae is dat baie mense die slagoffers geword het van morele verval. Tipe morele verval wat verdra en verskoon word. Ek het groot geword in 'n landbougemeenskap. Die meeste van my vriende het van plase afgekom, wat beteken het dat ek as kind baie tyd op plase deurgebring het. Ek is van kindsbeen af blootgestel aan boerdery. Soos Dirk Herman al geskryf het, baie van hulle bly dalk nie op plase nie, maar daar is 'n stukkie plaas in elke Afrikaner. Dr. Wikus Buys sê daar is 'n rede hoekom Engelssprekendes praat van 'n yard, terwyl Afrikaners 'n agterplaas het.
Ons kultuur is so met boerdery verweef dat ons kollektief bekend staan as die boere. Afrikaners wat nie self boer nie, het familie of vriende wat boer. Daar is dus inherente rede hoekom die kwessie van plaasmoorde so na aan Afrikaners se harte lê. Vandag bloei my Afrikaner hart weer eens vir ons boere en ek bid vir hulle veiligheid. Ek bid egter ook vir diegene wat so koud en hartloos geword het. Ek bid dat God hulle stikkende morele kompasse sal herstel. MP van Wyk Lou was reg toe hy geskryf het: inderdaad, die donker magte van die selfsug, die domheid, die onredelikheid is sterker by die mens as die redelikheid. Organisasies soos AfriForum sal aanhou veg teen spyte van die monsters wat ons teekom. Ons is nie ontmoedig nie, nie eens naastenby nie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie en los jou kommentare en gedagtes in die kommentaar afdeling. As jy op YouTube kyk, kan jy ook inteken sodat jy weet wanneer die nuutste episodes gepubliseer word. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.